16 Mei 2026, lesing 13 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En ons gaan nou aan met die ete wat vir baie mense wat nou daar aangesluit het, verbasend was, omdat die kos so vinnig op die tafels gekom het, en dan dat die kos nie op hulle borde klaar raak. Die wynbekers raak nie leeg nie. Hulle raak ook nie vol nie. Hulle bly honger en hulle bly dors. En soos die ou sê, hy het al 2 liter wyn weg en hy is nog glad nie dronk of iets nie. En dit is wat die hemelse wyn wat Joshua hier geskape het, dit is nie 'n wyn wat van 'n druif afkom nie, dit is wyn wat hy water wat vat het en dan verander hy dit in wyn. En hierdie wyn is interessant, as jy vol is met liefde vir Joshua en vir jou naaste, dan maak daai wyn jou net meer liefdevol voel. Maar as jy boosheid in jou hart het, soos daar 'n paar voorbeelde al uit hierdie boeke vir ons gewys is, waar Judas Iskariot, as hy daai wyn drink, dan word hy baie onaangenaam en hy word sommer dronk dat hy, soos ons sê, uitpaas. Daar is verskeie voorbeelde wat Joshua dit vir ons gegee het. En daarom moet ons hierdie wyn sien as iets heeltemal anders as die goed wat ons vandag sommer net oor die toonbank en borrelstore koop. Hierdie is 'n baie spesiale voeding vir die siel, omdat dit die bloed voorstel. En die bloed wat Joshua vir ons gestort het, word nou met wyn vergelyk, en dit is die verlossing wat vir ons gebring is. Ons gaan verder met hierdie ete, want nou het Jara ook 'n paar dinge gesê, en natuurlik hoofstuk 25, natuurlik het ook Zinka, dit is die man wat nou van Herodes afkom, een van sy moordbende, nie net 'n deel van hierdie les nie, maar alles gehoor, en hy vra aan Ebal, in wie hy nog die meeste vertroue gehad het: vriend, die merkwaardige jongeling, wat ons nou net 'n hemelse toon laat hoor het, en wat nou jou dogter so 'n vreemde mystieke les gegee het, soos wat ek dit eerlik gesê nog nooit gehoor het nie, lyk tog nie heeltemal soos ons wat tot hierdie aarde behoort nie. Sê my eers of die een dalk agter hom skuil, waarvoor Johannes hom te gering geag het om sy skoenrieme los te maak. Hy lyk net te jonk vir my, want andersins sou hy al 30 moes gewees het. Nou die engel het aan die mense verskyn, in hierdie geval as 'n 16-jarige jongeling. En engele, Joshua besluit hoe engele hulle moet voordoen, want hulle kan hulle wese en hulle aangesig verander na willekeur. Hulle kan hulle selfs presies soos 'n vriend wat jy ken voordoen, en dan dink jy is met hom besig, dan is dit 'n engel. Omdat die mense nog redelik in hulle jongelingskoene was, sê maar omtrent nog suigelinge in die gees, behalwe nou 'n paar wat nou al lank by Joshua was, is dit dan ook hoe hy kom as 'n jongeling, wat basies ooreenstem met die mense se innerlike geestelike ontwikkeling. En nou het hy vir haar so 'n mooi les gegee, julle kan dit onthou, ons het dit gister behandel oor haar groentetuin, en hoe hy dit dan vergelyk met jou innerlike tuin, wat jou hart is, waar almal van ons aan moet werk. Elkeen van ons moet aan ons tuin werk, moet hom skoon hou, ons moet goeie vrugte plant, en dit is goeie dade van die liefde, dis als vrugte, bome en struike en plante wat ons dan daar moet voor sorg dra, en sorg dat daar nie onkruid, wat natuurlik negatiewe geestelike dinge is, in ons hart inkom nie. Baie, baie belangrik. Nou verstom hierdie man om oor daai lering,
En hy sê, maar hy kan nie Joshua wees nie, want Joshua weet hulle wanneer is hy gebore, hy moet nou ongeveer 30 jaar oud wees. Nou sê Ebal, beste vriend, dit is die jongman weliswaar nie, maar hy is wel 'n belangrike leerling van hom, want ek moet nou heel eerlik aan jou beken, dat die profeet uit Nasaret 'n sodanige mag en wysheid besit, dat daar selfs, volgens wat mense sê, engele uit die hemele na die aarde kom om sy leer te hoor en sy dade te bewonder en in hom die almag van Elohim te loof. As bewys van wat ek sê, dien nou juis die jongeling, waarvan jy nie weet wat jy van hom moet dink nie. As aardse mens sien hy tog bietjie te hemels daaruit, en as engel miskien ook nog bietjie te aards daaruit. Hy woon al ongeveer 'n maand by my en is die onderwyser van my dogter. Dat hy op aarde geen vader of moeder het nie en in alles 'n mag besit wat gewoonweg fabelagtig is, kan jy sommer meer van my aanneem. Maar weet ek nie van sy afkoms nie. Jy kan hom trouwens self vir meer inligting vra. Hy sal jou op geen enkele vraag 'n antwoord skuldig bly nie. Daar sit geen greintjie hoogmoed in hom nie. Nou sê Zinka, ek weet nou genoeg, en ook wat ek tydens hierdie buitengewone tyd van die jongeling moet dink. Maar nou sou ek tog wel eers wou weet, of die groot profeet uit Nasaret homself nie ook miskien hier by ons bevind nie. Want sonder hom verstaan ek absoluut nie wat 'n engel hier so te sê te doen sou hê nie. As hy, dis Joshua hier is, sê my dit dan, sodat ook ek my diepste eerbied aan hom kan betuig. Want volgens jou verhaal moet hy 'n volstrekte, suiwer goddelike wese wees. Gee my daarom 'n klein aanwysing of hy hier is en wie dit is. Daarop sê Ebal, beste vriend, wees tog nog 'n bietjie geduldig. Jy sal hom nog goed leer ken. Tot jou gerusstelling kan ek regter wel soveel sê, omdat jy geen geregsdienaar of agtervolger meer is nie, dat hy hom by ons bevind en werklik hier is. Anders sou al die Romeinse hoë here regtig nie hier gewees het nie. Nou sê Zinka, dit is ook genoeg, ek het nie meer nodig nie. Nou sal ek hom wel ontdek. Dit bring ons Zinka tot ruste, maar hy let nou oral op en hou sy oë op Sirenius, Cornelius en die engel gerig, omdat hy gedink het dat hulle my die eerste sou kon verraai. Daarin vergis hy hom ewenwel, want ek het hulle dadelik in hulle hart gelê wat hulle moes sê en waarheen hulle die aandag van Zinka moes aflei. Ook word die sitting nou opgehef en word die tafels weer opgeruim. Ons gaan na die oewer en het dit daar by heel onbelangrike sake. Natuurlik verloor Zinka en sy metgeselle ons nie so maklik uit die oog nie. Volgende hoofstuk 26, die opwekking van die twee verdrinkte meisies. In die vorige lesings het ons gelees dat toe Joshua hulle met die mense gaan visvang, het hulle nog 2 lyke in die see gekry, en daar was nou een ou wat nie wou glo dat dit 'n wonderwerk was dat Joshua die vorige 9 mense uit die dood opgewek het nie, en nou is hy daar en hy glo dat as hy hulle wyn in die kele gooi en hulle afdraande laat lê, dan sal hulle opstaan. En ons lees nou verder. Met die heen en weer wandel langs die oewer van die see, kom ons by die plek waar ons Risa, albei die verdrinkte meisies versorg het, en wag tot hulle weer lewendig sou word, op die manier wat ek nou beskryf het. Sirenius sê vir hom, wel vriend Risa, begin die 2 reeds so stilletjies aan tekens van lewe te toon. Risa sê, verhewe meester, al die moeite is verniet. Hierdie 2 word eintlik steeds meer dood, in plaas van lewendiger. By hulle is regtig alle moeite en verdere behandeling te vergeefs. Slegs Elohim se almag kan hulle die lewe teruggee. Daar baat neerlê en wyn in die mond gooi absoluut niks meer nie.
Joshua sê, daarvan is jy dus heeltemal oortuig. Risa sê, meester, kyk maar gou na die blou vlekke en let dan op die reeds ver gevorderde ontbindingsproses. Dan sal selfs u dit met my eens wees, dat beide slegs op die jongste dag of op die laaste dag ook genoem, van Daniel deur die almag van Elohim weer tot lewe sal kom. Daarop dring Zinka hom ook na vore, omdat hy baie kennis gehad het van gestorwe mense, en hy bestudeer die twee drenkelinge. Na uitvoerige ondersoek sê hy ook, ons vriend het die waarheid gepraat. Hierdie twee sal tot die jongste dag toe dood moet bly, gestel dat daar op hierdie aarde ooit een sal kom, wat ek moeilik kan glo, want ek weet waarin so 'n klomp vleis verander, in motte, wurms, vliee, kewers en in allerlei gras en ander plante. Hoeveel word daar nie deur die wilde diere verskeur en opgevreet nie? Hoeveel kom daar nie om in die vuur nie? As hulle op die jongste dag sommer van self weer by mekaar sou kom en een geheel sou word, soos wat hulle nou is, dan doen ek vir ewig volledig afstand van my mens wees. Nou dis die verkeerde begrip wat hulle almal al daai tyd gehad het van die opstanding en die laaste dag. Dat al die vlees wat iewers op die aarde begrawe is, of verbrand is, of wat ook al in die see verdrink het, daai vlees gaan weer by mekaar kom en dan gaan dit weer 'n mens word, wat nou ewig lewe. Dis 'n totale valse voorstelling van wat Joshua bedoel dat die dooies sal opstaan. Die dooies wat opstaan is hulle wat die woord van Joshua hoor en daarvolgens handel. Dit is dooies wat opstaan. En dat die grafte sal oopgaan, is dat die mens wat sonder Joshua is 'n graf. Hy's niks anders as 'n grafhouer nie, want sy siel is dood. En wanneer hy Joshua vind en die liefde begin doen, dan gaan sy graf oop en hy staan op. Wanneer ons sterf, het die siel gaan alleenlik oor, nie saam met die liggaam nie. En die siel vind aan die ander kant, na gelang van die liefde wat sy hierdie kant uitgeleef het, vind sy dan 'n ooreenstemmende liggaam. Vir mense wat binne Vader se orde gehandel het, kry hulle liggame aan die ander kant wat hulle hier gehad het, en deur baie vinnig, deur inmenging van die engele en Joshua, en die gee van wyn en brood, en nog ander dinge, word hulle dan baie getooi, en hulle word baie mooier as wat jy is, as jy sê maar 80 jaar oud is. En binne 'n kort tydjie is hulle almal om en by 30 jaar oud, 33, die jaar wat, die ouderdom wat Joshua gesterf het. Dit is hoe dit lyk aan die positiewe kant, maar aan die negatiewe kant, verskyn die mense as geraamtes, die vleis van die siele liggaam aan die ander kant, bestaan uit die dade van liefde. Nou kom 'n ou daar, hy het niks liefde gedoen nie, hy het net vir homself gesorg. Nou is hy in die vorm van 'n geraamte, en hy's vrek honger, en hy's dors. Ander vorm kom in vorme van diere voor, of 'n konglomerasie van verskillende diere, half vlermuis, half bok, half padda, wat ook al. Dit is alles dele van die siel, want onthou die siel bestaan uit 'n kosmos van verskillende dinge wat in die hele skepping bestaan. En as jy die begeertes van 'n vark gehad het, en skelm was soos 'n jakkals, en grillerig of wat ook al soos 'n vlermuis, wat my nogal 'n grillerige ding is, dan sal al daai eienskappe sigbaar wees in jou aan die ander kant. Vir hulle wat op die waarheid staan, vir hulle wat op die rots staan, en hulle kyk in, want dit noem ons die hel, dan is dit wat jy gaan sien. Maar hulle sien dit nie onder mekaar nie. So, wanneer 'n klomp van hierdie bose mense wat geen lig het nie,
by mekaar kom, is hulle nie geraamtes vir mekaar, byvoorbeeld nie. Hulle sien nog die persoon, en dan pleeg hulle baie gruwels met mekaar, omdat hulle geaardheid verkeerd is. En dit is dan die vuur wat ewig brand, en die wurm wat nooit ophou vreet nie. So, hierdie ou se denke is net so verkeerd soos wat die tempel se denke was daai tyd, en soos wat die meeste kerke vandag is. Glo dat jy weer jou ou liggaam sal terugkry. Joshua het gesê, en ek het dit al genoem en ek herhaal dit weer, net so min as wat jy na 40 jaar gelede se spesifieke dag se ontlasting gaan soek. Waar is dit nou? Dis mos nou ondenkbaar. Niemand van ons sal dit eers dink om dit te doen. Net so min kry jy weer hierdie liggaam terug. Hierdie is 'n tydelike stuk vleis wat vir jou gegee is, wat jy moes versorg, en hy het 'n einde. Ons noem dit die dood. Maar die siel het nie 'n einde nie. Die siel leef vir ewig voort. Net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie ding. Hy sê, ek, Zinka uit Jerusalem, in talle sake ter sake kundig, beweer dat hier op die jongste dag, wat soos gesê eenmaal sal kom, ook selfs Elohim se almag, daar tyd voor sal moet neem, om hierdie vroulike kadavers weer tot lewe te bring. Hulle siele sal wel 'n nuwe geestelike liggaam kry, maar in hierdie liggame sal geen siel weer deur hoofpyn gepla word nie. Joshua sê vir Zinka, vriend, jy weet baie en jy slaan dikwels die spyker op die kop, maar streng gesproke het jy hier tog iets wat misgetas. Jy het weliswaar volkome gelyk, dat 'n siel in die hiernamaals nooit in hierdie liggaam sal rondloop nie. Maar juis hierdie twee liggame sal nog 'n tyd lank heel gebruikbare draers van hulle siele word. As ek dit wil, moet hierdie twee ontwaak. Een daarvan sal nog jou vrugbare vrou word, en jy sal haar uitermate lief hê. Die ander sal die vrou van die ook nog ongetroude Risa word, maar hy sal geen kind by haar verwek nie. Let wel, as ek wil dat hulle lewend word. Ek en jy kan dit nie sê nie. Ons kan net sê, in Vader se naam, in Joshua se naam, kan hulle lewend word. Ons het nie daai mag nie. Maar Joshua het daai goddelike krag in hom. Daarna roep ek Joshua al twee die drenkelinge, en hulle rig hulle self oombliklik op, en kyk vol verbasing om hulle heen, totaal nie beseffend waar hulle self bevind, en wat daar met hulle gebeur het nie. Maar Risa en Zinka val voor my neer, en Zinka roep, U is die een waaroor Johannes gepraat het. U is egter geen profeet nie, maar U is Jahwe self. Hoe wonderlik dat hierdie moordenaar nou dit erken, wat soveel duisende in daai tyd nooit kon erken het nie. Meeste het hom, wat met hom te doen gehad het hom maar vir 'n groot profeet aangesien. Maar hierdie ou erken dadelik wie hy is. En dit is hoe ons hom ook moet herken in ons harte. Hy is Jahwe self. Ook nog, die nog aanwesige perse, kom na hierdie opwekkingstafereel toe, en die aan ons by name bekende Skabby sê vir Zinka, ek voel dat jy hierdie keer 'n korrekte oordeel uitgespreek het. Dit is so, vriend. Hy is Jahwe. Verwysend dat dit nou hoofletters is ek is, het vir Moses gestuur om die volk te lei. En ek is, het Joshua beweer dat hy daardie ek is,
toe hy gesê het, ek is voor Abraham was. Toe het hy daai stelling gemaak, het hy vir ons gesê wie hy is. En ek weet nie hoe hierdie voorgangers wat Joshua afbreek as net 'n mens, verby hierdie 2 verse kan kom nie. Of hierdie stelling wat Joshua gemaak het nie. En daar was nog 'n geleentheid gewees in die tuin van Getsemane, toe hy homself vrywillig oorgegee het aan die klomp soldate. Toe vra hulle hom, wie is jy? Toe sê hy, ek is hy wat julle soek. En toe val van daai soldate met die krag van daai woord, ek is, of in Hebreëus ja, of ja, val hulle om. Want dit was so 'n kragtige stelling wat hy gemaak het. En tog wil ons mense nie buig voor daai naam nie. Dit is ook die woord ja, wat ons vanoggend 'n hele paar keer gesing het, halleluja, wat beteken prys Jahwe. En dan sing ons ook nog ja, Shana, wat ook in die vorm beteken Joshua word geloof. So ons het baie lank die name gesien, ons het met halleluja groot geword, maar nooit gesien dat dit ons God se naam is wat daar geprys word nie. Ons lees verder, en die jongeling wat ons net nou 'n hemelse toon laat hoor het, is 'n aartsengel, en wel dieselfde een wat reeds eenmaal op hierdie aarde die jonge Tobias begelei het. So staan die sake. Hy is die groot Messias, en wat deur alle profete en sieners voorspel is, en met hom begin 'n nuwe geestelike ryk op hierdie aarde. Vir die wat die boek van die boek van herinnering het, gaan lees tog die verhaal van Tobias. Dit is onder die wysheidsboeke te vind, en dit is 'n pragtige verhaal waar Tobias 'n bruid gaan soek en begelei word deur Raphael, hierdie selfde engel, wat dan 'n teebeeld is van Yeshua, wat sou kom, en wat sy bruid gaan haal, en dat Raphael hom sou bystaan as hemelse getuie. Hy het genoeg getuies op aarde gehad, waarvan hy 12 hoofgetuies uitgekies het, maar Raphael, die engel van die wysheid, was die hemelse getuie vir al die ander hemelse engele en hemelse wesens wat op die planetêre stelsels bly. Vers 11 kom dit weer, hy is dit aan wie baie sal aanstoot neem en wat hom te lyf sal gaan en waarmee hulle sal wil doen wat Herodes met Johannes gedoen het. Maar almal wat dit sal probeer, sal hulle te pletter loop teen sy mag en dom word teenoor sy wysheid en blind soos die duisterste nag, want nooit het die aarde sy gelyke in haar vlees gedra nie. Wat ek jou uit naam van my 20 metgeselle sê ek jou sonder angs. Van nou af aan vrees ek die wêreld nie meer nie, omdat ek hom leer ken het. Angs moet slegs hulle hê wat hulle teen hom wil en sal verhef. O, hy sal al die boosdoeners baie kragtig aan die tand voel en 1000 maal wee hulle. Hy sal teen niemand met die swaard in die hand ten stryde trek nie, maar die mag van sy woord sal hulle oordeel en te gronde drug. Watter mag sy woord het, daarvan het jy nou die nog naakte bewys voor jou. Hierdie 2 meisies was tog so volkome dood, dat gewis niemand ook maar enige twyfel daaroor kon hê nie. Hy sê slegs, staan op, en die 2 rig hulle op en lewe nou soos opnuut geborenes, vernuy en gesond en is volkome helder by hulle bewussyn. Dit sou slegs wenslik wees,
as beide liewe kinders klere sou kry. Maar ek weet wat ek sal doen. By ons perse is 'n paar vroue wat 3 stelle klere by hulle het. Daarvan kan ek elke stel ter beskikking stel en dan is hierdie 2 geholpe. Nou wat is die geestelike betekenis van hierdie 2 vrouens wat uit die see gered word? Onthou, hy het die hele klompie mense het hy gered uit hierdie see. Die eerste was 'n gesinnetjie as ek nie mis het nie, en hulle is daar by hom as getuies. Dan het hy 9 mense gered, maar op 'n heel snaakse wyse en weggeloop en gesê al die mense moet weggaan, dat wanneer hulle wakker word met hulle ding, hulle het uitgespoel en hulle is na hulle huise toe. So daar is duidelik onderskeid hier dat sekere mense, ons weet nie wie hulle was en wat hulle geaardheid was nie, maar hulle moes nie op daai stadium aan Yeshua blootgestel word nie. Hulle moes nie die evangelie kry nie. Maar hierdie 2 maak hy lewend, eerstens as 'n getuienis vir hierdie Zinka en vir Risa wat so lank gesukkel het om met wyn die mense aan die gang te kry, en hy gee hulle nog as vroue vir hierdie 2 manne. Nou, as ons na vroue kyk, dan is die geestelike betekenis gewoonlik gemeentes, of in ons tyd dalk kerke. Wat in die see is die tale, volke en nasies verdrink het deur of as gevolg van vals leerstellings. En nou word hulle deur Yeshua opgewek. Hy, die ware woord, die ewige lewe, die manna wat uit die hemele gekom het, maak hierdie 2 dogters of hierdie 2 gemeentes lewend. Wie hulle is nou aan die eindtyd weet ek nie. Dit sal seker aan ons geopenbaar word, of as iemand 'n openbaring het, kan hy dit gee. Maar dit is wat dit beteken, en nou is hierdie 2 meisies, word by hierdie groep ingesluit, en nog meer in die sin dat hulle nou ook huweliksmaats kry, wat dan weer 'n geestelike teebeeld is van die huwelik met Yeshua. Ons begin nou met die hoofstuk 27, nee. Die lewensgeskiedenis van die 2 meisies, hoofstuk 27. Hierop rig Skabby hom tot my en vra of hy dit mag doen. Dis nou om klere te gaan haal. Ek sê, Yeshua sê, doen dit in elk geval, want deur 'n weldaad het niemand nog ooit 'n sonde teenoor my begaan nie. Gaan en laat beide aantrek. Onthou, hierdie meisies was verkragt deur die seerowers. Hulle hare was aan mekaar gebind en hulle was naak in die see gegooi. En klere is altyd 'n kleed van liefde en waarheid. En dit is wat die klere nou voorstel. Hulle is gestroop van alles. Hulle het hulle eie klere verloor wat uit die aard van die saak in die gees 'n verkeerde kleed was, maar nou by Yeshua word hulle nou behoorlik gekleed. En Skabby gaan en binne enkele oomblikke is hy terug met 2 kosbare, helder wit syhemde en met 2 hemelsblou kosbare kashmir oorrokke en daarby 2 paar van die duurste feessandale met lang sygevoerde bande. Ook 2 diadeemvormige kamme en goue voorhoofsbande, versier met kosbare edelstene, word aan die 2 nuut opgewektes oorhandig. Hulle wil egter die sierade wat vir hulle te kosbaar voorkom, nie aanvaar nie. As ek reg as ek sê, 'n diadeemkam is 'n tipe van 'n kroon. Ja. Is dit wat 'n diadeem is, mos 'n kroon. So hier word hulle dan met wit, wat die reinheid aantoon, van die wysheid, en blou is die waarheid se kleur. Word hulle nou geklee, en hulle kry krone, wat dan vir ons wys dat hulle ook wys na die einde toe waar hierdie 2 gemeentes ook gekroon sal word met
geestelike eienskappe en dinge wat hulle dan sal uitleef. Nou sê Joshua vir hulle, as ek dit wil, kan julle aanneem wat julle gegee word, want dit pas bruide om pragtig getooi te wees. Hier bevestig hy wat ek nou gesê het. Toe neem beide ook die sierade aan, en nadat hulle so heeltemal aangetrek en getooi is, en daar gestaan het soos 2 koningsdogters, toon hulle groot en dankbare vreugde. Maar toe hulle so voor ons staan en gewoonweg van skoonheid straal, sê Zinka, nee, dit is alweer 'n wonderwerk. Toe ek beide net nou daar bekyk het, toe hulle dood was, het hulle vir my voorgekom soos 'n paar vroue van in die 40, en hulle verskrompelde vorms het geen besondere grasie vertoon nie. Selfs toe hulle daarna op wonderbaarlike wyse opgewek was daar niks besonders te aanskou nie. En nou is dit 2 skoonhede soos wat my oë nog nooit vroeër aanskou het nie. Nou is dit 2 meisies van nog nie 20 nie. Onthou toe ek net gesê het, aan die ander kant kom mense wat in liefde oorgegaan het, kom hulle wel in die ouderdom waarop jy nou is, maar dan baie gou word jy deur Joshua getooi en verander. Vrouens word pragtig, stralend, mans word weer jonk en sterk. Maar hier het dit nou gebeur met mense wat uit die dood opgewek is, terwyl hulle in die vleeslike materiële wêreld is. Wat dan net vir ons 'n bevestiging is wat aan die ander kant gebeur. En Joshua het hulle verjong, en hy het hulle pragtig gemaak. Hulle was baie verskrompel en baie ouer as wat hulle nou is. Ja, dit is tog ook 'n wonder bo wonder. Die jonge Herodias versink daarby in die niet. Nou, as Herodes een van hierdie 2 te siene sou kry, sou hy vir haar, as hy dit sou eis, dadelik alle Judeërs laat onthoof. Sou ek, arme sondaar, werklik die barmhartigheid waardig bevind word, om een van hierdie 2 engele tot vrou te kry, dan sien Jerusalem my nooit weer terug nie. Want dit sou 'n te groot lokaas vir Herodes, en ook vir die talle ander gewydes van die stad van Elohim wees. So hierdie meisies moes regtig uitsonderlik pragtig gewees het, nadat Joshua hulle aangeraak het. Toe sê Sirenius, as hierdie 2 wonderkinders geen eie ouers meer het nie, of as die eie ouers, deurdat die dood daartussen gekom het, alle reg op hulle verloor het, dan is hulle my dogters, en kry van my 'n toereikende bruidskat. Toe sê die oudste van die 2 wat Gamaliel heet, spreek ek dit reg uit? Gamaliel uit. Ons is beide streng gesproke ouerloos, en diegene wat ons vader en moeder noem, is eintlik glad nie familie van ons nie. Ons het as kinders van 2 en 3 jaar in die huis van 'n koopman gekom, wat eintlik Grieks was, en eers later so half en half tot die Jodendom oorgegaan het. Volgens die verklaring van 'n ou ongetroude vrou, was ons deur 'n slawehandelaar van Sidon na Kapernaum gebring, en daar, deur die betreffende koopman, wat ons vader genoem het, vir 5 varke, 3 kalwers en 8 skape gekoop. Die verkoper moes daarby dokumente aan die koopman gegee het, waarop ons name en die van ons oorspronklike ouers vermeld sou staan. Ons egte ouers moes Romeine van baie hoë afkoms gewees het, maar wat daarvan waar is, weet ons nie. Met die reis waarop ons verongeluk het ons egter ook die geheime doel om by 'n familielid wat in 'n ander plek gewoon het as ons skynouers, die volle waarheid te hoor, of ons egte of werklik slegs gekoopte dogters van ons ouers was. So hierdie 2 meisies, nog 'n eienskap wat ons nou van hulle kan sien, is dat hulle glad nie enige kennis het oor hulle herkoms nie. Is dit nie ook baie typerend van die meeste Christelike
kerke en mense wat in Christenkerke is nie. Hulle het geen benul van hulle herkoms nie. Inteendeel, hulle beskou hulle self as heidene wat moet goed doen aan daai Jode daarbo in Israel of in Jodeland, want hulle is heidene wat deur goed te doen aan die Jode opgeneem kan word. Wat nêrens in die Bybel staan dit nie. Nêrens in die Nuwe Openbaring staan dit nie. So dis iets wat nou ook uitkom uit hierdie arme kinders se agtergrond uit. Ons het ewenwel in die hande van brute seerowers geval, word met alle meegenome besittings geroof, beroof, ons klere word uitgetrek, daarna, ondanks al ons smeekinge met ons hare vas aan mekaar gebind, en so lewend in die diep see gegooi. Wat later met ons gebeur het, weet ons nie. En ons weet ook nie hoe ons op hierdie plek, wat algeheel onbekend aan ons is, gekom het nie, en wie ons die lewe teruggegee het nie. Want ons moes toch gewis dood gewees het, toe die mense ons, waarskynlik deur die see aan land uitgespoel, ergens langs die oewer of op die strand gevind het. Waar is ons dan nou? En goeie verhewe mense, wie is u? Dis dan die einde van ons lesing vandag. Maandag sal ons dan verder sien wie hierdie dogters eintlik is, want hulle ware identiteit kom dan uit, en dis nogal verstommend. Maar ek weet nie of julle saam met my stem nie, dat daar iets baie diepers is aan hierdie twee dogters. Nou die enigste plek waar ek kan lees van twee gemeentes, is aan die einde van die tyd in Openbaring 11, waar hy sê dat daar getuies vir hom sal opstaan. Twee gesalfdes en twee gemeentes. Hulle vorm dan die twee getuies. Dis die enigste plek, en of dit nou hierdie twee vrouens dit voorstel wat gered word uit die kerk, nadat hulle verskriklik geestelik verkrag is deur die leenaars wat vandag maskereer in die kerke as biskoppe, vaders, pause, dominees, pastore, eerwaardes, al hierdie getiteldes. Hulle kom los en Yeshua wek hulle op. Yeshua die leer van die ewige lewe van liefde. En hy beklee hulle met wysheid en waarheid. So dit maak baie sin, maar ons sal seker deur Vader openbaring kry vorentoe oor wie hulle is. Ek dink ons het 'n openbaring gekry oor die twee gemeentes destyds, deur 'n meisie wat die woord van Vader ontvang het, Marita. En hy het gesê, die twee gemeentes is die werke van die vlees en die werke van die gees. So almal wat in al hierdie see van kerke is, en hulle doen die werke van die gees en die werke van die vlees. Een is miskien sterk besig om kos uit te deel by arme mense, ander een is sterk besig om Yeshua se waarheid uit te deel. Dis dan die werke van die vlees en die gees. Dit maak vir my sin dat hulle die twee lewend gemaakte dogters is, wat dan in alle organisasies kan wees. Want die liefde bind hulle aan Yeshua, en die liefde maak dat hulle deel van sy getuies sal word aan die einde van die tyd. En ons weet dat Jara, die dogter van Sion, wat nou by Yeshua is aan die einde van die tyd, in Suid-Afrika sal wees, suid van die riviere van Ethiopië, soos wat die profesie sê, en dat ons die bruilofsaal gaan voorberei. En eintlik in werklikheid is ons hier besig met die bruilofsaal nou, daar by Markus se huis. Dit is 'n afbeelding van die versameling van mense wat na Yeshua toe kom. Baie deur dood, ander deur, hulle was op pad om hom te vervolg en dood te maak. Ek kan nie eens onthou wat die ander ouens het gekom van 'n verre land af van Persië, wat nou Iran is, en hulle het Yeshua herken en is opgeneem in sy groep.
So hierdie is 'n baie groot, dieper versamelingsverhaal wat aan die eindtyd hier in Suid-Afrika gaan plaasvind. En elkeen van ons wat hier sit, is geroep. Of jy die oproep wil aanvaar of nie, dit hang van jouself af. Maar is geroep om hierdie wyn en brood en visse te bedien wat so heerlik gaan wees. Wat niks anderste is as die nuwe leer van die liefde nie. Baie, baie dankie. Amen.